Broers en susters, voordat ons vanoggend uit die Here se woord saam lees, bid ons eers saam en vra dat die Here vandag ook weer volgens sy belofte deur sy Gees in elkeen van ons harte ook sy woord sal spreek. U kan net so bly sit, dan roep ons die naam van die Here in gebed aan. So wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here vir hierdie geleentheid vanoggend, omdat daar in ons harte so 'n diep besef is, Here, dat ons U nodig het. Ons leef hier op aarde en ons is dankbaar vir elke dag en elke geleentheid, maar ons weet, Here, ons is eintlik maar reisigers op pad. En soos die openingslied is ons gebed ook, Here, dat U ons altyd onder die insig sal bring hoe tydelik alles is. En hoe belangrik dit is dat ons elke dag van harte met U sal meeleef. Dankie vir hierdie besondere tyd van die jaar, wanneer ons saam met die Christelike kerk oor die lengte en die breedte van die wêreld weer die hoogtepunt van ons kerklike jaar gaan herdenk. In hierdie lydensweke wat opbou na Goeie Vrydag, wanneer ons die dood, maar ook die nuwe lewe in en deur Jesus Christus gaan herdenk. As ons dan vandag in voorbereiding daarop, Here, ook lees van U kruisiging, van Jesus ons Here, dan vra ons dat U ons sal seën wanneer ons U woord lees en die volle, ryke heerlikheid daarvan in ons harte sal seën. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan uit twee gedeeltes saam lees. Ons lees uit die Evangelie van Lukas, gaan ons 'n gedeelte lees waar Jesus aan die kruis is, in een van sy kruiswoorde. Maar omdat daardie kruiswoord volgens die uitleggers eintlik verband hou met 'n bepaalde psalm in die Ou Testament, gaan ons daardie psalm, 'n gedeelte daarvan ook saam lees. Daarom is ons skriflesings dan uit twee gedeeltes. Uit die Ou Testament lees ons die eerste 6 verse van Psalm 31 en dan lees ons uit die Nuwe Testament, lees ons dan uit Lukas 24 en daar gaan ons 23, daar gaan ons verse 44 tot 49 lees. Dit is die gedeelte waar die apostel beskrywe hoe Jesus aan die kruis uiteindelik sterf. Kom ons begin dan deur by Psalm 31 te lees. Vir die koorleier 'n psalm van Dawid. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Bevry my, want U is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. Ja, U is my rots en my bergvesting. Ter wille van U naam sal U voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug. In U hande gee ek my lewe oor. Want Here, troue God, U het my vrygemaak. Ons lees dan daardie gedeelte uit Psalm 31. Kom ons lees ook uit Lukas 23 die beskrywing van, dit lyk my dit is tog Lukas 23 vers 44 tot en met vers 49. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in U hande gee ek my gees oor.
Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Die vers 6 in Psalm 31 wat sê, in u hande gee ek my lewe oor, en die herhaling daarvan deur Jesus in Lukas 23 vers 46, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Daardie twee gedeeltes sal dan die tekswoorde vir ons prediking wees. Liewe broers en susters in die Here, volgens die evangelies het Jesus 7 keer aan die kruis gepraat. Ons verwys gewoonlik daarna as die 7 kruiswoorde van Jesus. Ten minste een van sy kruiswoorde is baie beslis 'n aanhaling uit die Ou Testament, uit Psalm 22, my God, waarom het u my verlaat? Die psalm wat 'n klaagpsalm is, waarin die digter in sy nood ervaar dat hy alleen is, maar deur 'n pad van worsteling tog ervaar dat die Here derentyd by hom was. Oor die kruiswoord van Jesus wat vanoggend deel van ons geleesde gedeelte vorm, naamlik Vader, in u hande gee ek my gees oor, bestaan daar ook onder geleerdes eintlik 'n algemene instemming en mening dat Jesus ook met hierdie woorde, met hierdie kruisuitspraak 'n psalm aanhaal, en wel Psalm 31 waaruit ons ook vandag gelees het. As ons dan gaan kyk na die agtergrond en die struktuur van hierdie psalm, dan gee dit vir ons ook eintlik 'n baie goeie idee van hoe Jesus daardie ure en veral daardie laaste sterwensoomblikke van intense pyn en lyding ervaar het. Maar meer is dit, daar's vir ons 'n boodskap daarin, oor hoe ons ook as mense, ons tye van seer, ons tye van verlies, van pyn en die gewoonlik gepaardgaande wroging, baie keer wroging met die Here in die geloof, hoe ons dit moet verstaan en ook hoe ons dit gelowig moet hanteer. Die onderliggende vraag in die psalm is, wie of wat bepaal wat met ons op hierdie aarde gebeur? En dis 'n vraag waarmee alle mense, bewustelik of onbewustelik, hulle van tyd tot tyd mee besig hou. Miskien is dit 'n vraag wat u op die oomblik vra. Ons het op hierdie stadium, soos ek nou gesê het, iemand wat die kanker nou so vinnig groei. Iemand het verlede jaar blakend gesond nog saam met ons kon kuier. En skielik is daar 'n ongeneeslike kanker of 'n kanker wat vinnig woed, en dan sê die dokter vir haar 'n paar maande, en dan sien 'n mens letterlik hoe daardie persoon voor jou oë eintlik vernietig word. Dis 'n vraag wat daardie familie mee wroeg en mee worstel. Dit hou ons besig. Miskien is dit 'n vraag wat u ook dalk op hierdie stadium in die lewe vra. As ons stil word en as ons terugdink aan daardie dag of daardie uur wat so in ons gedagtes ingebrand is, wat presies
het daardie uur veroorsaak? Wat was dit presies wat daardie tyd met so 'n verpletterende hartseer gevul het? Was dit maar die noodlot? Was dit maar geluk of ongeluk? Was dit maar net die sekonde toe die uurglas moes leegloop? Die digter van Psalm 31 het hieroor gewroeg. Hy het hieroor gewonder, hy het hieroor na die Here toe gekom. En soos wat die geval is met baie van die psalms, ken ons nie eintlik presies die historiese agtergrond van die psalm nie, maar ons kan tog baie dinge uit die psalm aflei. Ons kan aflei hoe die digter homself bedreig gevoel het deur mense en hoe hy eintlik emosioneel en fisiek afgetakel is. En alhoewel dit lyk op die oog af, as 'n mens die psalm nou weer in sy geheel lees, asof sy vyande en sy lotgevalle bepaal het, asof dit hulle was wat sy lewensloop en sy ure in hulle mag gehad het, bely die digter na 'n lang periode van worsteling met die Here, hierdie, wat seker een van die aangrypendste uitsprake in die skrif is, waar hy sê, Here, my gevolgtrekking oor al hierdie dinge is, my tye is in die hand. 'n Mens sou daardie Hebreëse frase ook anders kon vertaal, wat hy eintlik daar sê is, my ure is in die hand. Dis meer ingrypend. Met ander woorde, wat hy bedoel is, van die kleinste onderdeel tot die groter raamwerke van my aardse tyd is in God se hand. Die volgende sekonde, sê hy, die volgende keer wanneer ek my oë knip of my hart klop, of wat ek asemhaal, is omvou deur die hande van my Skepper, van my Maker, van God se hand. Die volgende uur, die volgende dag of nag, die volgende seisoen, is in die Here se hand. My kwartaaltye, my eksamentye, my werkstye, daardie rooi omkringings op my kalender van dinge wat ek moet doen en nie moet vergeet nie, die sperdatums, die afsnydatums, dit is alles in God se hand. Ook die swaar kry tye, die voorspoedtye, die geboortetye en die sterwenstye is in God se hand. Die psalmdigter sê, en daaraan moet ons vashou, ons tye is nie in die hande van die noodlot nie. Dis nie die tye, ons tye is nie in die hande van ons vyande nie, nie van die bose nie, en veral God dank, ook nie in ons eie hande nie. Maar ons tye is in God se hand. En tog doen die digter in die psalm 'n merkwaardige ding. Hy sê, in u hande gee ek my lewe oor. My tye is in God se hand. Maar dan kom hy ook en sê, Here, ek gee nou my lewe in u hand oor. Met ander woorde, wat vasstaan, die insig en die geloof wat hy het, dit maak eintlik in die digter 'n begeerte wakker. Dit wat 'n feit is, wat hy aanvaar, waarvolgens hy lewe, word tegelyk ook 'n versigtiging. Here, maar ek gee ook my lewe in u hand oor. Die geliefdes, as ons weer terugkeer na Jesus aan die kruis, daarom is dit so sprekend. Daarom is dit so insiggewend, dat Jesus in sy bitterste oomblikke, in helse pyn, juis ook hierdie psalm sou aanhaal. Dat dit sy bron van krag sou word, ook sy lewe is in die hande van sy Vader. Sy lewensasem, wat op daardie oomblikke so afgryslik van hom weggeskeur word, is in die Here se hand. En ook hy sou die digter se gebed nabid aan die kruis. Here, daarom gee ek nou my lewe in u hand oor, aan u gees oor. Geliefdes, hierdie psalm en Jesus se uitspraak, sy laaste uitspraak, sê vir ons weet nie wat die kalender
of die afspraakboekie vir ons inhou nie. Ons weet nie hoeveel ure daar vir ons op hierdie aarde oor is nie. Maar wat ons verseker weet, en waaraan ons met die volste vertroue aan kan vashou, is dat ons tye in die Here se hand is. Daarom kan ons dit met die grootste vrymoedigheid en die geloof ook volledig aan hom oorlaat. En in ons tye van krisis en seer, in ons tye van verlies of swaar kry, is daar niks beter wat 'n gelowige kan doen as om alles in die Here se hand te plaas nie. Want net hy is groot genoeg om dit te hanteer. Mag die Here vir elkeen van u wat vanoggend hier is, baie van u wat in die afgelope tyd u geliefde verloor het, baie van u wat bekommerd is oor baie dinge, dit so in die lewe sal ervaar. Gee jou lewe aan die Here oor. Wat hy vir jou wil, is altyd goed en is altyd reg. Die Here help ons deur sy Gees daartoe altyd. Amen. Ons bid nou saam terwyl u net so bly sit. Here, die lewe is kosbaar, maar is so kort. Dit gaan so verskriklik verby soos 'n gedagte. Ons geliefdes wat ons nou by ons het, is maar geleen. Dis maar tydelik. Dit gaan verby. Here, maar dit bring by ons 'n geweldige stuk troos om te ervaar dat ons tye in die hand is en omdat dit so 'n wonderlike, gerusstellende, vredevolle gedagte is, word dit ook 'n gebed. Here, ek gee nou ook my lewe in u hand oor. Dankie vir Jesus se voorbeeld wat vir alle tye vas staan en dat hy vir ons daarin gewys het hoe hy sy nood en angs hanteer het deur dit vir u te gee. Help u ons daartoe en Here, wil u tog die harte van mense vertroos wat elke dag so onder die indruk is van 'n geliefde wat nie meer daar is nie. Here, dit is 'n konstante pyn wat ons bloot maar aan gewoond kan raak, kan aanpas by, maar wat altyd vir ons in ons lewens daar is. Ons gee daardie pyn aan u oor en vra u vrede en die kalmte. En daar waar mense baie keer nou al buite die mag van die medisyne worstel met 'n terminale siekte, hulle en hulle geliefdes wat rondom daardie bed staan, Here, dat u wonderlike sagte hand vir hulle genoeg sal wees en u krag hulle sal dra. Hoor ons gebed. Ons vra dit van u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen.